Wat 'n voorreg is dit om te weet dat ons koning leef. Hy het nog nooit verander nie. Hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde en bly dieselfde. Nou ek moet nou net weer hierdie ding kry laat hy doen wat ek wil hy moet doen. As hy. Prys die Here. Geliefdes, dis eintlik so amazing om die woord van die Here te bestudeer en deur te gaan en net te sien hoe waar die woord van die Here is. Die Bybel is die enigste skrif. Ek verstaan dat hier is 'n persoon wat Engels praat hier binne. En ek moet Engels ook praat. Ek het net nie my Engelse simkaart vanoggend lekker gelaai nie, maar ek gaan probeer. But the Word of God is the only book that has been tested and that has prophecies for over many years. En waarvan meer as die helfte van daai profeseë al vervul is. En dit bewys dat die Bybel nie net 'n oulike boek is nie. Dit is nie net 'n godsdienstige boek nie. It's not just a book that somebody can say, yeah, but this is my religious book. The Bible is the truth. And the reason it's the truth is because of the fulfillment of what's written in there. En volgens sien julle die palmtakke en dis Palm Sondag vandag. En wanneer ons praat van Palm Sondag, dan gaan dit juis oor die intog van Jesus in Jerusalem, wat die week voor die Paasweek of die Paasnaweek plaasgevind het. So ek wil julle nooi om saam met my te lees vanaf Matteus 21 vers 1 tot 11. Die van julle wat julle Bybels het kan saam met my oopmaak. Matteus 21 vers 1 tot 11 en dit gaan ook op die bord wees. Ons lees daar en toe hulle naby Jerusalem gekom en Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle: gaan na daardie dorp reg voor julle en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: die Here het hulle nodig en dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur sodat vervul sou word die woord wat deur die profete gespreek is. So hoor mooi. Sodat vervul sou word die woord wat deur die profete gespreek is. Vers 5. Sê vir die dogter van Sion, kyk jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel. Ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vul gebring en hulle klere daarop gelê en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skade het hulle klere op die pad oopgegooi. En ander het takke van bome afgekap en op die grond gestrooi. En die skare wat voorgeloop het laat ek weer begin. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem ingekom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê: wie is hierdie man? En die skare sê: dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. Dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. Tot sover die Here sê in sy woord. Wat 'n amazing gedeelte is hierdie nie. Die hele intog van Jesus in Jerusalem. Jy weet, wanneer ons daarna kyk, dan lyk dit so 'n mooi storie. Jy weet, die hele gedagte dat Jesus sy disippels stuur en hulle bring 'n donkie en Jesus klim op daardie donkie vul en hulle lei Jesus in die stad in en as ons daarna kyk, is dit so 'n mooi verhaal. So 'n oulike verhaal wat ons in die Bybelstories lees, maar ons besef nie die werklike betekenis
van wat daai gebeure rondom daardie hele intog van Jesus werklik ingehou het nie. Ons besef nie dat dit 'n profesie is wat ongeveer 550 jaar tevore gespreek is nie en wat opgeskryf is nie. So dit was nie net 'n mooi gebaar, nie net 'n mooi gedagte nie. Hierdie was 'n beplanning wat God gehad het. Dit was God se plan dat dit moes gebeur. En wanneer ons gaan kyk na hierdie gedeelte en ons kyk van die feit dat dit profeties verklaar was, asook uit die profetiese Engels sê prophetic office of Jesus, as ons kyk na Jesus se profetiese mandaat, dan het hierdie gedeelte ongelooflike betekenis. En as ons sê maar, as ons praat van Jesus se profetiese mandaat, waar kry Jesus se profetiese mandaat? Onthou, hy het dit by God gekry. Onthou julle daai gedeelte in Matteus 17 vers 5, waar Jesus gesê het, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Luister nou. So God die Vader self het uit die hemel uit aan die disippels dit verklaar. God self het aan Jesus die mandaat gegee om profeties te kan optree, om te kan sê, om dinge te kan roep, om dinge te kan doen. Hy het dit by die Vader gekry. So wanneer ons daarna kyk, dan is dit duidelik dat hierdie nie net 'n mens gereelde ding, nie net 'n mensgemaakte ding is nie. Dit was nie toevallig nie. Hierdie hele intog van Jesus in Jerusalem was nie 'n toevallige situasie nie, dit was nie per toeval nie. Jy sien, dit was 'n goddelike afspraak. Dit was 'n afspraak wat God gehad het vir die tyd wat moes plaasvind met die mense wat daar was. It was his time. And just for interest sake, Jesus never was a victim of any crime. Jesus was nie 'n victim gewees van die Jode wat hom vermoor het nie. Jesus was nie 'n victim gewees van die Romeinse soldate wat hom onregverdig behandel en hom gemartel het en hom doodgemaak het nie. Hierdie was 'n beplande ding. Hierdie was iets wat deur God en deur Jesus Christus beplan was en in die regte tyd moes uitspeel. So it was time, a appointed time that Jesus came into the town. Wat hy die intog in Jerusalem ingemaak het. Dit was 'n tyd waar die Messias moes openbaar word. So wanneer ons daarna kyk en ons kyk na elke ding wat rondom dit gebeur het, dan is daar eintlik soveel goed wat ons hieruit kan leer. So ek gaan vanoggend dit so 'n bietjie uitmekaar uittrek en ek wil hê jy moet net so 'n bietjie kyk na 'n paar van die belangrike punte, 'n paar van die belangrike goed wat juis in hierdie tyd moes plaasvind. En die betekenis rondom dit. Nou die eerste een waarby ek kan stil staan is die gedagte dat Jesus het die vorige kere het hy altyd met 'n klein of 'n ander paadjie het hy in die stad ingekom. Jesus het nie die hoofpad gebruik wat in Jerusalem ingegaan het nie, maar hierdie bepaalde dag het hy met die hoofroete ingekom en hy het nogal met 'n presence ingekom. Jy sien in daardie tyd, juis in daardie tyd van die jaar het daar baie reisigers opgekom na Jerusalem toe. It was nearly time for the crucifixion. It was nearly a time that Jesus should have died on the cross. So dit was in daardie tyd wat Jesus dan juis 'n afspraak gehad het om in Jerusalem in te kom. En hy het in die hoofpad het hy ingestap die keer op 'n donkie. Sonder dat ons besef is daar 'n groot ding rondom dit. Daar was baie reisigers wat inbeweeg het wat na hierdie Paastyd toe gekom het. Ons lees daar in vers 2. Toe hy nog al by Betfage was, stuur hy vir 2 van sy disippels en hy sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is. En 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig. En dadelik sal hulle stuur. Nou hierdie is 'n interessante gedeelte. Jy sien want hier is dit nie net 'n reisiger wat praat nie. Toe Jesus hulle instuur en vir hulle sê, die Here het julle nodig, is dit 'n koninklike wat opdrag gee. Is dit 'n koning wat praat? So wanneer ons gaan kyk na wat Jesus eintlik hier sê, wanneer ons na die woorde kyk, die Here het hulle nodig, veral die Here, gebruik hy hier in hierdie verband, gebruik hier die Griekse woord, Kyrios. En daardie woord beteken koninklik, meester, oppergesag. So toe Jesus sy disippels stuur, toe sê hy vir hulle, gaan sê vir hulle, die koninklike het hierdie donkie nodig.
Gaan sê vir hulle, oppergesag het hierdie donkie nodig. Die meester het hierdie donkie nodig. En onmiddellik het die mense toegelaat dat die donkies gaan. Nou daar's baie mense wat sê dat hierdie disipels of hierdie mense wat wie se donkies dit was ook disippels van Jesus gewees. So daarom het hulle maklik hierdie donkies laat gaan, maar die realiteite was dat daar was soveel gesag in dit wat Jesus gesê het op daardie oomblik dat hulle toegelaat het dat die disippels die donkies vat. Dat hulle toegelaat het dat hulle saamgaan. Nou ek het gesê daar's in verskeie profetiese boeke word daar verwys na die koning wat van die Olyfberg van die ooste kant hierdie stad sou inry. En daardie profesie wat duidelik hierop wys, kry ons in Sagaria 9 vers 9, as ons daar gaan lees, sê hy verheug jou grootliks, o dogter van Sion. Juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou, regverdig. En 'n oorwinnaar is hy, nederig, en hy ry op 'n vul. Hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van die eselin. So hier kom Jesus en hy het die koning en hy kom op 'n esel ingery. Nou, dit klink baie snaaks dat 'n koning op 'n esel ingery kom. Dink so 'n bietjie in vandag se terme. Ek meen as ons vandag net daarna kyk, jy weet 'n donkie is 'n ding wat in die pad loop en eintlik gevaarlik is want jy sien hom nie in die aand as jy ry nie. As ons vandag daarna kyk. So wanneer ons na hierdie gedagte kyk, dan maak dit nie lekker sin dat Jesus op 'n esel inkom nie. So vir ons eerste gedagte wat ons dink as ons daaraan dink is dan dink ons dan aan Jesus se nederigheid, aan sy manier hoe hy homself neergelê het en ingekom het, jy weet maar as 'n dienskneg. Maar dis glad nie wat hierdie gedeelte beteken nie. Dis glad nie wat dit beteken die feit dat hy op 'n donkie inkom nie. Jy sien in daardie tyd wanneer 'n koning op 'n perd in 'n stad ingery het dit beteken daai koning het gekom om oorlog te maak in daardie stad. Hy het gekom om daardie stad te kom oorwin, om daardie stad te kom neem. Maar die oomblik wat hy met 'n donkie in 'n stad ingekom het dit beteken hy kom in vrede. So die hele feit dat Jesus op 'n esel die stad inkom, beteken dat hy in vrede na die stad toe kom. Hy het nie gekom om oorlog te maak nie. Hy het nie gekom om enige iemand beheer oor te vat of om enige iemand seer te maak nie. Nee, hy het gekom as vredeskoning. Hy het juis gekom om vrede te bring. Hy het juis gekom om verlossing te bring. So die feit dat Jesus met daardie donkie ingekom het, was nie 'n teken van nederigheid nie, dit was 'n teken dat hy in vrede kom. Dat hy die vredekoning is. Dis die boodskap wat die disippels ook gekry het. Inteendeel, ons lees in vers 10 van Sagaria 9, lees ons die volgende. Hy sê, en ek sal die strydwaans uit Efraim en die perde uit Jerusalem uitroei. En die strydboog sal vernietig word. Dan sal hy aan die nasies vrede verkondig en sy heerskappy sal wees van see tot see en van die Eufraat tot aan die eindes van die aarde. So dis 'n baie duidelike woord wat hier gegee word, 'n profetiese woord wat juis vertel van Jesus wat nie kom om oorlog te kom maak nie. Wat juis daarop wys wat hy nie gekom het om juis dit wat die Jode verwag het te kom vervul nie. Want onthou, die Jode het 'n koning verwag. Die Jode het 'n koning verwag, 'n Messias, 'n verlosser verwag wat hulle sou kom bevry van hierdie Romeinse ryk. Hulle het verwag dat wanneer die Messias kom, dat hy sy koningskap gaan vestig, dat hy 'n vaste koningskap gaan vestig en dat hy gaan heers oor die wêreld. En dat die Jode weer die ereplek sal hê, dat hulle weer vry sal kan wees in hulle eie land. Dat hulle weer onafhanklik van die res van die wêreld sal kan funksioneer. En dit was die gedagte. En ek dink in baie opsigte is dit steeds die verwagting by baie Jode vandag dat die Messias moet kom. Wat die realiteit is, dat wanneer ons net na vers 10 kyk, is dit baie duidelik dat dit was glad nie waarvoor Jesus gekom het nie. Hy het nie gekom om die Romeinse ryk omver te werp nie. Hy het nie gekom om hulle te onderdruk nie. Nee, hy het juis gekom om te kom vrymaak. Hy het juis gekom om ons in versoening, om ons in vrede te bring met die Vader. Nie om 'n volk spesifiek vry te maak of om 'n land vry te maak nie, maar om die wêreld vry te maak. En dit was dan juis die inloop of die toeloop, die vervulling, die profetiese betekenis van die Paasfees wat dan in vervulling sou tree, die fees van ongesuurde brode, asook die fees van eerste vrug, wat dan die Sondagoggend toe Jesus uit die dode opgestaan het, hy wat die eerste vrug is.
So wanneer ons daarna kyk, is dit dan juis wat Jesus kom doen het. Hy kom sterf as koning van die Jode aan die kruis, juis vir ons, sodat daar vrede kan wees tussen ons en die Vader. Dis wat hy kom doen het. So daardie hele gedagte wat die Jode gehad het, is nie vervul in hierdie hele gebeurtenis nie. Dit het nie gebeur soos hulle gehoop en gedink het dit moet gebeur nie. Nou baie interessant is wanneer ons na hierdie gebeure kyk, is dat daar 'n esel en daar eselvul is wat na Jesus toe gebring is. En Jesus het op die eselvul gery en nie op die esel nie. Nou hier is ook 'n simboliese betekenis rondom dit. Jy sien, want Jesus het ingekom en hy het ingery op daardie eselvul. Nou enigiemand wat so ietsie weet van perde en van die goed af, sal weet dat jy klim nie net op 'n perd wat nog nooit gery is en ry hom nie. Wel, jy gaan dalk vir 'n paar sekondes bo bly. En dieselfde met 'n donkie. Jy klim nie net op 'n donkie en ry hom nie. Veral nie 'n esel, vul nie. Nou party mense sê maar dis juis hoekom hulle die esel Mary ook saamgebring het, wat juis dan nou saam met hierdie vul moes loop, wat dan die vul moes rustig hou. Maar ek dink nie ons besef die wonderwerk wat hier plaasgevind het, deurdat daardie esel, toe Jesus op hom klim, rustig begin stap het nie. So was nie net 'n esel wat nou maar net rustig gestap het en wat gewoond was aan dat iemand op sy rug was nie. Nee, hier was 'n goddelike afspraak met daardie donkie daardie oggend. En dat hy toegelaat het of dat hy vol toegelaat het dat Jesus opklim en saamry. Nou sommige teoloë sê nee, hier is iets meer as dit. Eerstens die Mary het die vol rustig gemaak, maar dan terselfdertyd het die Mary wat saamgeloop het juis gewys na Israel. Israel wat nie Jesus sou aanvaar nie, wat Jesus sou verwerp. Jesus kon nie op haar ry nie, want hulle het nie Jesus aanvaar nie, want hy het nie gekom soos wat hulle verwag het Jesus moes kom nie. So die profetiese betekenis dus van die Mary wat saamgestap het, lê juis dan daarin dat Israel Jesus sou verwerp. Wat ons dan ook 'n paar dae later gesien het, want as ons 'n bietjie verder gaan, dan sien ons dat daar het mense voorgeloop en daar het mense agtergeloop en hulle het almal gesing en gejubel. En terselfdertyd is daar ook 'n betekenis daaraan, die feit dat daar mense voorgeloop het en dat daar mense agtergeloop het. Die mense wat voorgeloop het, was juist weer eens na Israel, wat voorgeloop het vir die koms van die Messias. En die wat agtergeloop het, verwys na die kerk, na ons vandag wat agterna kom. Wat juis in die vervulling van Christus, van die Paasnaweek, Christus se sterwe aan die kruis, juis kan opstaan en sê, ons is vandag die kerk in Christus, as gevolg van dit wat hy vir ons gedoen het. So dit wys hier na ons. En dan natuurlik, as ons ook na die gedeelte kyk, dan sien ons dat mense op sekere maniere hulle gedra het, hulle het klere oralste neergelê, hulle het op die donkie, hulle het in die paaie, het hulle klere neergelê. En wanneer ons daarna kyk, dan klink dit dadelik, okay, maar hier moet ook iets wees. Hier moet ook 'n profetiese ding in wees. En raai wat? Daar's nie. Behalwe vir die feit dat dit gewoonte was vir daardie tyd, wanneer 'n hooggeplaaste persoon in die stad inkom, het hulle klere voor hom gelê. So die feit dat Jesus ingekom het en hulle die klere voor hom gelê het beteken dat hulle hom as 'n hooggeplaaste gesien het. Maar die mense het 'n bietjie verder gegaan. Hulle het takke afgesny. En hulle het palmtakke afgesny. En as jy wonder, hoekom is dit Palmsondag? Wat is so belangrik oor die palms? Wel, die palmtakke wys na oorwinning. As gewoonlik palmtakke geswaai die oomblik wanneer 'n koning teruggekom het van 'n oorlog af en hy loop dan het hulle met daai palmtakke geloop en dit was 'n teken van oorwinning en die teken of die feit dat hulle palmtakke afgesny het en voor Jesus op die pad gelê het juis gepraat van die erekoning wat instap in oorwinning. Was juis 'n verklaring van oorwinning wat Jesus sou bring. Al het hulle dit nog nie verstaan nie, dit was op daardie oomblik was dit 'n teken van oorwinning. Maar dan tesame met dit alles wat hulle gedoen het, was daar iets wat hulle gesing het. Hulle het gesing, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele.
Nou wat 'n amazing lofsang is dit nie, om te sing, Hosanna. Geseënd is hy wat kom. En wanneer ons daarna kyk, is Hosanna, die uitroep wat hulle gedoen het, die sang, was dit 'n lofprysing wat hulle tot die Here gedoen het. Maar weet julle wat, wanneer ons na die woord gaan kyk, dan is hierdie woord meer as net om 'n lofuiting aan die Here te gee. So as ons die woord vat en ons gaan ontleed hom so bietjie. Okay, nou moet ek dit seker probeer sê. Dan sê Jasha, so kyk na die tweede, die J-A-W, Jasha. Dis die eerste gedeelte van die woord, wat praat van avenging, defend, deliverer, help, preserve, rescue, be safe, bring salvation, save, get victory. Sien julle, die eerste deel van hierdie woord is 'n uitroep om redding. En dan na is die woord of die betekenis I beseech, met ander woorde ek vra u. So wat hulle eintlik hier uitgeroep het is, ons vra u, gee ons oorwinning. Gee ons redding. So was nie net 'n lofprysing wat hulle aan Jesus uitgebring het nie. Dit was eintlik 'n uitroep wat hulle aan Jesus geroep het om te sê, verlos ons. Dit was die kreet wat hulle gesing het terwyl hulle ingestap het. En selfs as ons hierna gaan lees, waar Jesus in die tempel gereinig het, toe hy by die tempel kom het hy die tempel gereinig, het die jong kindertjies, het hulle daar gesing, Hosanna. Het hulle dit nog steeds geskree, het hulle dit nog steeds uitgeroep. Was dit die begeerte van hulle hart? En hierdie is in Psalm 118, is dit al reeds vir ons duidelikheid ingesit. Ons lees daar, Here red ons tog, Here gee ons tog voorspoed, geseënd is die een wat kom, in die naam van die Here. Ons seën julle uit die tempel van die Here. Die Here is God, hy laat sy lig oor ons skyn. Sê in vers 19, begin die optog, wyf die takke, stapel dit op tot by die horings van die altaar. U is my God, en ek wil u prys, my God, ek sal die hemel hoog prys. Wees dankbaar teenoor die Here, want hy is goed, sy goedheid duur vir altyd. So hierdie mense het 'n verwagting gehad. Vir hierdie mense was dit 'n groot realiteit wat hulle in hoop gestaan het. En wie hulle was nogal baie interessant. En ons lees dit nêrens, behalwe as jy in geskiedkundige boeke gaan lees. Lees ons dat hierdie tyd van die jaar het baie van hierdie godsdienstige leiers, baie van hierdie geestelike ouens, het hulle juis hier langs die pad gaan staan en hulle het gewag. So vir 'n tydperk voor Paasnaweek of voor die Paasgebeure, het hulle daar gaan sit en hulle het gewag om te kyk wanneer kom die koning ingestap. Want hulle was in afwagting vir die Messias wat moes kom. Hulle het in hulle harte was dit duidelik dat die Messias, dat hulle redder op pad was. So hulle het gewag vir hom. En daarom toe Jesus instap en hy kom op daardie vul en hulle besef maar hierdie is profetiese woord wat in vervulling tree, kon hulle maklik deel raak van hierdie proses. En kon hulle uitroep, Here, red ons. Here, help ons. Dit is nie baie hoe ons vandag ook voel as ons na alles kyk om ons. Om net weer eens te roep, Here, help ons. Here, red ons nie. Of julle was baie interessant. Hierdie keer het Jesus gekom op 'n donkie. En hy het as die vredeskoning ingekom. En hierdie selfde mense wat hom toegeroep het. Hosanna, geseënd is hy wat kom. Selfde mense wat geroep het. Verlos ons, Here. Dis dieselfde mense wat 'n paar dae later geskree het. Kruisig hom. Dis dieselfde mense. As julle sien, hoewel die profetiese woord vervul was, het dit nie in hulle prentjie gepas nie. Het dit nie in hulle dogma of hulle idee van hoe dit moes wees
gepas nie. En 'n paar dae later, toe skree hulle nie meer, het ons nie. Toe skree hulle, kruisig hom. 'n Paar dae later is Jesus deur daardie selfde mense voor Pilatus beskuldig. En julle, wat's amazing. Jesus is aan daardie kruis vasgenaal, soos wat ek vroeër gesê het. Nie omdat dit 'n menseplan was nie. Nie omdat hulle hom wou vermoor het nie. Maar omdat dit 'n goddelike afspraak was. 'n Goddelike plan dat Jesus in vrede sou kom. Dat hy wat volmaak was, wat volkome was, hy wat rein was, wat geen sonde gehad het nie, dat hy aan daardie kruis vir ons sou sterf. Dat hy die dood sou oorwin, dat hy op sou staan, dat hy sou verskyn aan meer as 500 mense, nadat hy opgestaan het. As jy meer as 500 getuies het in enige hofsaak, is dit 'n vaste besluit dat dit waar moet wees. Dat hy aan meer as 500 verskyn het. Dat hy opgevaar het hemel toe, waar hy aan die regterhand van die Vader sit. Maar weet julle wat beteken dit ook? Dat hy gaan weer so kom. Maar as hy weer kom, gaan hy nie op 'n donkie ry nie. Ons lees in Openbaring 19 vers 11. Lees ons, en toe het ek die hemel geopen gesien. En daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. So terselfdertyd sê dit vir ons, soos wat hulle gehoop het op die Messias wat kom. So kan ons steeds vandag hoop dat hy weer kom. Dat hierdie lewe is 'n tydelike lewe. Dis vir 'n kort tyd, dan gaan dit verbygaan. Soos vir 'n kort tydjie is ons hier. Die Bybel praat van 70 jaar. Nou ja, as jy oor 80 gaan, is jy op jou eie, want die Bybel praat nie daarna van jou nie, nê? Bybel sê as jy baie sterk is. En ons sien hier dat party mense selfs oor 100 gaan. Ek sien gister was, ek weet baie van ons is baie lief vir die Gaiters musiek. Wil Gaiter is gister sy 90 jaar oud. En hy sing nog steeds. As ons daarna kyk, is 'n kort tyd. Dan stop ons lewe hier op aarde. Dan is daar 'n einde. Maar as ons lewe hier stop, dan weet ons is dit begin. Nie die einde nie. Is dit 'n begin. Omdat hy wat vir ons kom sterf het aan die kruis, hy het vir ons 'n blyplek voorberei in die hemel volgens Johannes 14, vers 2 en 3. En soos hy sê, as hy klaar is, blyplek vir ons voorberei, kom hy terug en hy sal ons kom neem sodat ons kan wees waar hy is. Wat 'n blye dag gaan dit nie wees. En daarom wil ek vanoggend vir julle sê, geliefdes, as soveel profetiese woorde en vanoggend is dit net, wou ek dit net vir julle wys. Palm Sondag, profetiese woord van Jesus wat gekom het en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar daar dieselfde profetiese woord wat gewys het op daardie dag, praat ook dat Jesus weer kom. Gee my en jou ook weer daardie vaste hoop dat hy weer gaan kom. En daarom wil ek jou aanmoedig om nie jou hoop in wêreldstelsels te sit nie. Jy gaan teleurgestel word. Jy gaan baie betaal vir diesel. Dit is net hoe dit is. Maar wanneer ons oë op Jesus vestig, hy wat 'n waarmaker is van sy woord, al gaan diesel op, weet ons het 'n bron. Gaan die kosprys op, ons het 'n bron. Al is daar omstandighede buite ons vermoë, weet ons het 'n verlosser. Ons het 'n redder wat nooit sluimer en nooit slaap nie, wat ons in sy hand hou. En ek wil julle aanmoedig, moenie julle hoop op aardse goed sit nie, maar hou jou hoop op die lewende God, wat die hemel en aarde gemaak het. Hy kom weer. Kom sluit die oë. Here, baie dankie dat ons net weer eens vanoggend na die profetiese woord kon kyk en Here net weer eens daarop kom wys na die vervulling van u groot werk in ons lewens. En ek wil bid vanoggend, Here,
Dankie dat ons, Here, hoop kan hê vandag. Here, dit is maklik vandag vir ons om terug te kyk en hierdie goed wat vervul is, te kan sien en te kan sê, wow, die Bybel is waar. Here, maar wanneer ons in die situasie self is, wanneer dinge om ons verkeerd loop en Here, wanneer daar siektes is in ons liggame en wanneer ons finansies nie daar is nie en Here, wanneer allerhande goed om ons gebeur en ons besef, Here, hierdie werk nie meer vir ons nie. Here, weet ons dat daar's net een plek waar ons hoop lê, waar ons anker is en dis in U. Here, want U is 'n waarmaker van die woord en Here, dit wat U woord sê, wanneer ons dit doen in ons lewens, sal die woord ook in ons lewens sê wat dit doen. Here, U is 'n waarmaker van dit wat U beloof het. Here, en U het gesê, U sal ons nooit alleen los nie. U het gesê, U is altyd met ons. Here, U het gesê, al gaan ons deur storms, is U by ons. Here, U het gesê, Here, met U aan ons sy, Here, kan ons oor 'n muur spring. Here, kan ons 'n bende storm loop. U het gesê, Here, dat al gaan ons ook in 'n dal van doodskaduwee. Here, hoef ons nie te vrees nie. Here, want U is met ons. U help ons. Here, en net goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewe. Dankie, Here. Dankie dat ons kan weet. Here, wanneer ons praat van net goedheid en guns, dan praat dit van U wat in ons harte woon deur die Gees. Praat dit van U wat vir ons in moeilike tye 'n weg oopmaak. Praat dit, Here, van die sekerheid wat ons kan hê dat U vir ons gesterf het, dat ons vry in U kan wees. Here, en as jy vanoggend iemand in hierdie plek is wat dalk sê, Here, ja, it's amazing, dis wonderlik, maar ek weet in my hart, my saak, my lewe is nie met U reg nie. Heilige Gees, dan bid ek ook dat U nou met daardie persoon sal werk. Here, en dat U in daardie persoon se hart sal werk, Here. Want U is ons lewe, U is ons hoop. Ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie, Abba Vader. Dankie vir U grootheid, dankie vir U liefde. Dankie vir U verlossing. Dankie vir U hoop. Ons eer U en ons loof U in Jesus kosbare naam. Dankie, Here. Amen.